as well as the benefits of a Ons sien daar's 'n paar koue fronte wat begin deur. 5 maande terug moes ons eintlik nou die enstowwe sien uit. Omtrent 70% mortaliteit. In today's news, South Africa's agricultural sector delivered a standout performance in 2025, with exports reaching a record $15.1 billion, despite global trade uncertainty, shifting tariffs and currency pressures. This represents a 10% year-on-year improvement. Wandile Sihlobo, chief economist of Agbiz, said this remarkable growth was mostly due to strong production in horticulture and field crops, as well as the benefits of a favorable La Niña season. Other contributing factors are sustained on-farm investment in technology and improved logistics coordination between the private sector and government. Although livestock challenges such as foot and mouth disease persist, robust fruit, grain, wine and wool exports have powered South Africa's global competitiveness. Fresh produce company Ceres Fruit Growers was recently named the 2026 Certified Plant of the Year by international certification body Brand Reputation Through Compliance Global Standards. This award was presented in London and recognizes the company's commitment to food safety, quality management and supply chain integrity. This certification is considered a benchmark for product safety and legal compliance worldwide. Francois Malan, Managing Director of Ceres Fruit Growers, says the award is a great honor and confirms the mutual trust between the business, its customers and shareholders. The certification serves as proof of world-class production and packaging at the company's plant. Die Suider-Afrika Agri-inisiatief SAI, tesame met Vrystaat Landbou en Sakeliga, het Dinsdag 'n dringende aansoek in die Pretoria se Hooggeregshof ingedien vir 'n tussentydse interdik teen die minister van Landbou, die Departement van Landbou en die Direkteur van Gesondheid. Die aansoek hou verband met 'n hangende hersieningsaansoek waarin die wettigheid van die minister se besluite rakende back-enclosure en stofmaatreëls betwis word. Die aansoekers is van plan om die minister se besluite en optrede rakende back-enclosure en stowwe formeel te laat hersien en tersyde te stel. Bly ingeskakel in vandag se program vir 'n volledige gesprek met François Rousseau, hoofuitvoerende beampte van SAI hieroor. Meanwhile, the first 1.5 million doses of foot and mouth disease vaccine from Turkey landed at OR Tambo International over the weekend. The vaccine from Dolvet was imported by their Southern African agent Dunevax Biotech. Sources say the vaccine is authorized for emergency use and has been evaluated for safety, quality and efficacy against local foot and mouth disease strains. The Director General of Agriculture, Moketsa Ramatsodi, was present when the vaccine was unloaded. He said it will play an important role in efforts to vaccinate the country's national herd of approximately 14 million cattle. He also said the paperwork to import another 6 million doses of the vaccine will be finalized soon. Daar heers tans kommer oor back-enclosure wat moontlik met wildvrektes in dele van KwaZulu-Natal verbind kan word. Volgens Dr. Gary Bauer, 'n wildveearts en lid van die ministeriële back-enclosure taakspan, word 'n ongewone kliniese prentjie tans by wild waargeneem. Volgens mediaberigte ontvang Dr. Jackie Maree, 'n groot dierveearts verbonde aan die Endomeni Herd Health Practice, byna daagliks oproepe oor dooie kudu's en ribbokke. Hoewel net 1 kudu tot dusver positief getoets het vir die virale siekte, ontwikkel aangetaste diere ernstige pootletsels wat tot lamheid en uiteindelik vrektes lei. Kenners sê die situasie is opvallend omdat wild normaalweg slegs ligte simptome van back-enclosure toon. Dit is in teenstelling met wat tans in die provinsie waargeneem word.
The popular Royal Agricultural Show has been postponed until October this year. The Royal Agricultural Society announced this week that the show will now be held from 8 to 11 October at its new home, Tweedy Hall in Howick. The reason for the move relates to the management of the current foot and mouth disease disaster, which is seriously affecting producers in KwaZulu-Natal. The show, which is 175 years old this year, which is originally scheduled to take place between 29 May and 3 June. Wayne Miller, General Manager of the Royal Show Society, says the decision to move the show date was taken proactively to provide livestock producers, commercial exhibitors and sponsors with greater certainty and confidence. The Society will also launch the so-called Royal Agricultural Exchange at the October show. This is a new platform that will serve as a central hub for, among other things, authoritative information, market engagement and practical support for livestock producers. Intussen het die regering van Botswana bekendgemaak dat hy sy beperkings op die invoer van Suid-Afrikaanse groente verslap het. Dit volg nadat die land in Desember 'n verbod op invoere uit Suid-Afrika geplaas het om sy eie groente-ekonomie en plaaslike mark 'n hupstoot te gee. Volgens Agbus hoof-ekonoom Wandile Sihlobo is oorgrenssamewerking in die suidelike streek van Afrika belangrik, sodat lande mekaar kan help om hulle landbouproduksiedoelwitte te bereik. Hy het die hoop uitgespreek dat Namibië binnekort in Botswana se voetspore sal volg en sy verbod op Suid-Afrikaanse groente-invoere sal ophef. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het gister aangekondig dat die regering die koste sal dra van die inenting van Suid-Afrika se nasionale kudde teen bekkenklauseer. Daar is egter onsekerheid rondom die inhoud van sy verklaring. Dr. Frikkie Maree, hoofuitvoerende beampte van die Nasionale Rooi Vleisprodusente-organisasie, het die organisasie se reaksie met plaasmedia gedeel. Minister Steenhuisen het onlangs 'n verklaring uitgereik waarin daar aangevoer word dat die koste van enstof teen bekkenklauseer verniet sal wees en produsente nie daarvoor hoef te betaal nie. Die verklaring is egter bietjie teenstrydig, want in die heel eerste sin van die verklaring word daar genoem dat die nasionale kudde gratis geënt sal word, en in die tweede sin word daar vermeld dat entings wat volgens die departement se bekkenklauseer dryf teen positiewe uitbrake gebruik word gratis is. Nou dit beteken twee verskillende goed. Indien ons die nasionale kudde ten volle wil ent, dan beteken dit dat selfs die plase wat negatief is, maar in provinsies waar uitbrake is, ook verniet geënt moet word, want dit is deel van die nasionale kudde. Indien ons net gaan op positiewe plase, en ek wil sê hoë risiko omringend of direk aangrensend daartoe, dan gaan produsente wat in lae risiko areas is dalk vir die enstof moet betaal, en op hierdie stadium is daar nog baie onsekerheid daaroor. Die verklaring praat verder oor die kostes van enstowwe, en daar word duidelik gemaak dat alhoewel daar kostes in die media was van ongeveer R45 'n dosis, dat die koste is om die enstof in die land te kry en in 'n koue stoorfasiliteit, maar daarvan af moet dit nog vervoer en versprei word ensovoorts. So die koste gaan nie noodwendig net by R45 'n dosis bly nie. Die vraag is egter weer, as produsente self moet betaal vir hierdie enstof, indien jy in 'n lae risiko gebied is vir 'n voorbeeld, wat gaan die kostes wees? So alhoewel dit goeie nuus is dat die departement sê enstowwe gaan verniet wees, moet ons duidelikheid kry oor wat presies verniet gaan wees, of dit vir die hele kudde is of net vir positiewe gevalle. En dit is dan vandag se nuus. Hier is nogal 'n paar verrassings. Ons het so die eerste ligte ryp hier in die suide van die land gehad. Temperature het onder 5 grade Celsius gedaal daar in die Ceres omgewing en ook dele van die Oos-Kaap. Nou dis maar ligte ryp, daar's nie skade nie. Maar hierdie tyd van die jaar, dit is Maart en daardie is maar die koue gedeeltes van die land, so dit is moontlik dat dit kan begin voorkom. Ons sien daar's 'n paar koue fronte wat begin deurkom.
net vir ons die winter is nou nie meer te ver nie. Jy het nou gepraat van die reën wat gekry het. Dit lyk of daar hierdie week tot die naweek 'n redelike klompie reën weer op pad is. Veral die sentrale en die oostelike dele van die land. So dit lyk na redelike 20-40 mm wat kan voorkom oor dele van Noordwes, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, tot so die naweek se kant, Saterdag, Sondag miskien. Maar dan lyk dit heelwat minder reën vir die tweede deel. So dit lyk nie regtig waarna veel reën nie. Die langer termyn, interessant, die La Nina verskynsel wat nou amper weg is, bly nog steeds kom ons sê prominent in terme van weer, dat dit nog nie heeltemal verdwyn het nie. So een van die indekse, die suidelike oscillasie indeks, bly nog steeds La Nina neigend. Ons het gedink dat dit al omtrent 'n maand of 2 maande behoort te verander, en dit het nog die potensiaal om vir ons redelik reën te kan gee hier voor die winter. Maar onderliggend, ons is baie naby dat ons gaan draai na neutraal en El Niño, so dit is op 'n mespunt op hierdie stadium. So ja, korttermyn, ons is die temperature begin redelik skerp daal, veral in die suidelike dele van die land, maar dit lyk nie regtig na ryp nog in die belangrike somergraangebiede en verder noord van Maart en waarskynlik die grootste deel van April nie. So dit lyk daarom nie of daar gevaar is nie, en dan is hierdie week is daar 'n klompie reën op pad. Ek gesels vandag met Francois Rousseau van SAI oor 'n hofsaak wat hulle teen die minister van Landbou en die regering het. Francois, baie welkom hier by ons. Baie dankie. Kom ons spring sommer weg. Ons hoor nou al 'n paar maande. Julle gaan hof toe. Hier is ons nou. So vertel ons, wat het julle gedryf om hierdie saak teen die minister van Landbou en die regering te maak? Ja, ons het aanvanklik begin beplan aan hierdie saak reeds 5 maande gelede toe ons geweet het die back and close krisis is op pad, maar op daardie stadium kon 'n mens nie iets doen nie, want die dringendheid het nog nie toegetree nie. Want as jy iets soos hierdie wil doen, moet jy dit op 'n dringende basis doen. En die dringendheid het ingetree sodra daar toe enstowwe in die land aangekom het. Want ons sit nou in 'n situasie waar ons al 14 miljoen diere moet ent, selfs soos wat die minister aangekondig het in November van 2025, en ons almal het gesê ook dit was 'n fantastiese plan, maar tot nou toe het geen regulasies verander om daarvoor toe te laat nie, en die grootste rol wat toe hier in 'n punt gespeel het, was dat hy die hele enstof verkryging en uitrol gesentraliseer het binne in die staat se mag. En waar dit voorheen vir ons gesê was dat dit nie gaan gebeur nie, dat die privaat sektor betrek sou word. En toe het ons die hele kwessie gehad wat afspeel met die minister wat homself aktief ingemeng het tussen die transaksie van Design Biologics en Biogenesis Bigo, sodat hy daai transaksie kan kaap en dit vir die staat gee. En dit het ons genoop en ook vir ons die dringendheid in die gronde gegee om nou hierdie aansoek te bring. Om so aansoek te bring het jy verskriklik baie ondersteunende verklaringe nodig van boere uit die varkbedryf, die wildbedryf, die beesbedryf, die melkbedryf. Jy het experts nodig soos Dr. Dani Odendaal en nog 'n verskeie ander hoeveelheid goed. En dit is hoekom ons so lank gevat het, as 'n mens dit so kan stel, maar ook nog binne in die perke waar ons die hof op 'n dringende basis kan nader. En dringendheid, want as jy vir 'n normale aansoekdatum is 6 maande van nou af, en dan sou ons te ver wees. Ek bedoel, 5 maande terug moes ons eintlik nou die enstowwe sien uitrol. Maar op 'n dringende basis praat ons dan van die week van die 17de Maart, hoop ons om 'n hofdatum geallokeer te hê vir daai week.
En wie is die partye wat die saak aanhangig gemaak het? So daar's 3 partye van ons, is die 3 applikante is Sakeliga, SAI en dan Vrystaat Landbou. En die respondente is dan allereers die minister van Landbou, omdat hy verantwoordelik is vir nie net sy departement nie, maar ook vir al sy amptenare onder hom, dis maar die konsep van middelike aanspreeklikheid, en dan ook alle ander verwante en relevante partye tot die saak. So hulle word gesiteer, maar baie van hulle sal nie noodwendig direk betrokke wees in die saak nie. Soos die LNR, die president in sy hoedanigheid en dan nog verskeie ander respondente. Daar, soos wat jy nou sê, daar is 'n redelike lys van respondente. Onder andere is van die enstofverskaffers daarop. Hoekom? Ja, dit is nie noodwendig dat ons die enstofverskaffers hulle moet sien as die teenkant soseer nie, maar dit is dat hulle almal 'n rol speel in hoe hierdie benadering gaan kom van wat ons wil hê as applikante. As applikante wil ons hê dat enstofvervaardigers die enstof kan invoer en dan direk kan verkoop aan privaat veeartse en bestellings by boere vat. En dis hoekom hulle 'n party tot hierdie saak is. En dan natuurlik weer, soos in die geval van Design Biologics, waar daar 'n direkte inmenging was. En dit is 'n gedeelte van ons aansoek om te sê, ons het laas in die tyd van die Guptas gesien, dat 'n minister inmeng met die privaat sektor se verkryging of se besigheid. En dis wat die minister van Landbou hier gedoen het. Hy het ingemeng in die privaat sektor om 'n publieke doel te dien, soos wat dit was om enstof te verkry en dit aan boere te gee. As die tussentydse interdikt dan nou toegestaan word, wat is die praktiese implikasies en wat is die volgende stappe? Ja, so omdat dit op 'n dringende basis is, kan die hof nie die hele rekord oorweeg nie, so dis hoekom ons 'n tussentydse interdikt vra. En die beginsel is, die boere bloei nou. Ons het nou dadelik enstof nodig en die huidige roete van deur die staat werk nie. En die eindstowwe kom nie uit vinnig genoeg nie. Ons gaan nooit kudde immuniteit ontwikkel as ons dit teen hierdie slakke pas doen en met hierdie bureaukratiese rompslomp nie. So dan vra ons vir 'n tussentydse interdik sodat boere eindstowwe kan kry en kan ent. En dan binne 20 dae na die hofuitspraak het ons dan gesê sal ons 'n volle aansoek loods waar die hof dan die hele rekord kan oorweeg en dan 'n uitspraak kan maak daarop. Soos wat jy gesê het, die boere bloei nou. Ja. En dis dalk nie iets waar daar noodwendig genoeg gepraat word nie. Jy weet, die absolute tragedies wat boere ervaar, finansiëel en emosioneel. Het boere wat regtig back and claw erg ervaar, het hulle die finansiële kapasiteit om enstof aan te koop, daai tipe goeders. Julle wat nou oor op die grond het, hoe gaan dit regtig met van die boere daar buite? Ja, jy weet, die skade is erg. Ek dink soos met die normale beeskudde sien ons, jy weet, die ouens rapporteer dat baie van hulle dit nie so erg het in die sin dat, jy weet, die diere is seer, bene is styf, en hulle kan hulle behandel tot op 'n punt waar hulle weer gesond word, maar dit gaan oor daai distrikte vir hierdie boere wat toegemaak word, abattoirs wat nie hulle diere vat nie, die waardeketting word geblokkeer as gevolg van bureaukratiese lyne wat getrek word, soos DMA's en quarantainezones, en die feit dat hulle weet dit was 'n back and closure zone, so jy kan dit nie na 'n veilingshuis toe vat nie, jy kan dit nie by abattoirs slag nie. Dan is daar natuurlik na die ander bedrywe soos die varke. In die afgelope 3 weke het ons nou onlangs gehoor dat daar omtrent 50,000 varke doodgemaak is. Nie dat daai varke noodwendig siek was nie. Dit gaan weer oor die feit is dat die boere kon nie daai varke verkoop nie, want hulle plaas was voorheen besmet, maar dan kan die boere nie daai diere skuif nie. Daai diere kan nie na abattoir toe gaan nie, want daar is nie so 'n fasiliteit beskikbaar nie. En 'n vark kan jy nie op 'n veld laat staan nie. Een, hulle raak te veel, en 2, hulle vreet in jou winsgrense in. So dit is dan beter om hulle te skiet. Dan het ons dit nou in die wildbedryf gesien met daai rapportering van bevestigde gevalle in kudus in KwaZulu-Natal, en dan natuurlik raak het 'n klomp ander gesplete hoefdiere. Ons het ook daar was melding gemaak van boere wat dooie diere gekry het en nie seker was wat dit was nie. Ja. En dan natuurlik die melkbedryf. Die melkbedryf is die hardste geslaan. Ons verloor generasies se genetika wat ons nie weer maklik gaan terugkry nie. Ons verloor omtrent 'n melkerye dag. En weer ook stories van boere wat hulle buurmanne moet bel om die diere te kom uitskiet, want hulle het nie die moed daarvoor nie. So, en dan gaan dit nog verder uitkring. Hierdie is dit wat direk geraak word. Dan is daar die ander uitvoerindustrie wat die sprake van
kan daai markte toemaak. Ons weet klaar dat die skade 2025, 2026 in die uitvoermark 1.8 miljard gaan wees, en dan is daar vooruitskattings vir 5 jaar van nou, van 10 jaar van nou, wat baie hoog is. Wat ons die meeste bekommer is, die feit dat boere nie nou toegang kan kry tot 'n mark om hulle produkte verkoop nie. Die feit dat hulle nie toegang het tot 'n abattoir, tot 'n voerkraal, tot 'n veilingshuis wat die goed by hulle vat of koop nie, is op watter stadium raak dit nie meer winsgewend nie en ek bedoel dis nie soos 'n droogte wat jy die vee stuk vir stuk af kan verkoop nie. Dit is hierso stop jou inkomste dadelik. En vir hoeveel boere verloor ons dan? Dan gaan dit nie net meer oor die diere en die dierewelsynskwessie nie. Dit gaan oor fisiese boerderye wat deure toemaak, daai gesin pak op en hulle trek stad toe. Of as hulle dalk nog geld oor het, begin hulle met 'n ander kommoditeit, want dit is net nie meer winsgewend om beeste te boer, melk te boer, varke te boer nie. En dis waaroor ons die meeste bekommerd is van 'n saai perspektief af. Ek het nou die dag 'n ding op die internet op Facebook gesien van 'n boer wat die minister nie aangevat het nie, maar gesê het daar's issues rondom regulasies van melkverkoop en diere wat ingeënt is, iets wat nog nie verander is nie en verander moet word. Kan jy so 'n bietjie daaroor uitbrei? Ja, ek dink daar's 'n groter kwessie hierby, is daar word roadshows gedoen en gepraat van ons gaan, ons wil, dit is hoe dit gaan werk. Ja. Maar die feit is die regulasie self word nie verander nie. Hy het al in November gesê, toe hy gesê het, vir die eerste keer gaan ons nou die nasionale kudde ent. Ja. Daai regulasies is nog steeds tot vandag toe nie verander nie. Ons sien die vorms wat uitgestuur word om te sê, die boere moet op hierdie vorm aansoek doen vir hulle entstof, maar dan moet hulle hierdie vrywaringsklausule beteken wat maak dat hulle nie kan eis teen die staat nie. En dan op dieselfde dag stuur die industriekomitee wat die minister ook aangestel het en sê, nee, hierdie was toe 'n fout van die departement af, dit moet nou teruggetrek word. En dit is die storie van die hantering van hierdie back and close krisis al vir die afgelope 6 maande. Daar is nie enigheid nie, daar is nie bevel en beheer nie, daar is nie kommunikasie tussen die driehoek wat hulle noem, dis in die Industry Coordinating Committee, die veeartse, en dis hoekom ons hierdie boodskappe sien waar die minister homself weer spreek teenoor dit wat die departement sê, en dit is wat al die miskommunikasie en die verwarring veroorsaak. Om jy af te sluit, hoe vinnig gaan die wiele nou draai? Jy het nou gesê 17 Maart, en wat kan ons buiten dit nou verder verwag in die volgende paar weke? Wat gaan gebeur? Ja, so ons wag nou maar vir die minister, ons het ons stukke beteken op hulle en op die ander partye, ons wag vir hulle om kennisgewing van voorneme om te verdedig, wat ons hoop hulle sal nie, want eintlik wat ons hofsaak vra is, wys vir ons waar in die wet sê dit, dat boere nie voorkomend kan ent nie. Dis wat ons vra, want die wet sê dit nie. Daai wet wet 35 van 1984 was geskryf in 'n tyd toe ons 'n staatsveeartsenydiens gehad het, wat diere agter die rooi lyn kon hou, wat die buffergebied onderhou het. Daai wet was geskryf toe daar enkele uitbrake was in sekere zones en net geaffekteerde diere geraak word deur daai wetgewing. Nie voorkomend ent. Nie in 'n tyd waar ons sê dis 'n staatsbeheerde siekte, maar dis buite die beheer van die staat nie. Nou het ons ander maatreëls nodig. En daai regulasies is nog nie geïmplementeer nie, maar daar's ook niks wat dit verhoed nie. Die enigste persoon wat dit tans verhoed is die minister van Landbou. So ons hoop eintlik dat hy nie verdedig nie. Sê, kom laat die hof vir ons klaar en oor gee en dan die privaat sektor toelaat om te ent. Sy grootste hang-up is rondom die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. Ek het vir hulle e-pos gestuur. Op die 25ste Februarie het hulle my geantwoord en hulle het gesê, daar's niks van ons kant af wat ons vir julle voorskryf. Wie die entstof moet inbring, wie dit moet uitrol, wie dit moet toedien nie. Ons het sekere standaarde oor eendag as jy weer jou back and close vry status wil herwin. Ja. Maar ons sê nie vir 'n land voor hoe om dit te doen nie. Die land of die departement self, die mense wat verantwoordelik is, besluit self dit. En dit was sy een argument, nie die HOA en hy wil sy status terug hê. Die feit is ons het geen status nie. Ons gaan nie binne die volgende 12 jaar weer so status kan hê nie. Ons moet nou die privaat sektor toelaat om ons te help in sy totaliteit, ons kan binne 6 maande handsvatsels kry op hierdie ding. En dan die tweede ding is wat hy die hele tyd sê is, ons mense kan die entstowwe gebruik om 'n biowapen te vervaardig, wat ook snert is. Want as ek 'n biowapen wou vervaardig, het ek na die eerste siek dier toe gegaan, van sy bloed getrek, 'n biowapen gebou wat beter is as dit wat die entstof vir my gegee het, en dan sou dit net 'n biowapen wees in 'n land waar daar nie back and close is, soos Australië en Amerika en daai plekke.
So hierdie drog argumente is maar alles 'n rookskerm vir onderste poort biological products om al die eindstofverkryging te sentraliseer, 'n markup op te sit en dit aan die boere te verkoop. Dis waaroor hierdie hele ding gaan. Ekskuus net gou vinnig. Wat is die kans dat boere op 'n stadium self sal kan end, want ons weet dit kos baie geld vir 'n privaat veearts om na 'n boer se plaas toe te gaan. Hulle charge per uur. Dit is 'n rekening wat opbou. Wat is die kans dat boere mettertyd self sal? Jy sien, en dis die ding ook wat die publiek nie, die publiek hoor privaat veeartse en dan die minister sê ook vir almal, hoorie, maar ek het gesê die privaat sektor kan betrokke raak. Kyk dan daar, ek het gesê privaat veeartse kan end. Soos Dani Oendal ook vir jou gesê het, privaat veeartse end nie, hulle is te duur, daar's te min van hulle hou 'n oorsigrol. En van die ander projekte wat die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid in Middel-Afrika en Oos-Afrika gedoen het, was dit boere en boere se werkers en tegnikuste wat die endwerk gedoen het. So weer eens, dit is hoekom dit een van ons bedes is binne in daai aansoek, want die boere het ook vir ons gesê, jy sien hoe kyk ek nou, niemand kan beter na my diere kyk as wat ek doen nie, want dit is my rede hoekom ek kan bestaan as 'n boer op hierdie stuk grond. So dit is hierdie tipe onsinnighede waar agter die minister wegkruip met verskonings wat nie sin maak nie. François, baie dankie. Dankie Diarre. Dit was François Rousseau, maak seker jy hou die media dop vir terugvoer oor hoe hierdie hofsaak vorder. In landbou domineer dieresiektes talle bedrywe en vandag vind ons meer uit oor hoe 'n dieresiektes die Suid-Afrikaanse varkprodusent, kan ek maar noem, tuister hierdie jaar. Dr. Marlene Lou van die Suid-Afrikaanse varkprodusenteorganisasie sluit vandag by ons aan. Ek het nou gesê die nuus die afgelope tyd domineer, maar as dit kom by dieresiektes en ons dink nou maar hier aan back and close hier. Maar ek verstaan die varkbedryf het ook ander dieresiekte probleme gehad. Vertel ons daarvan. Ja, Lisa, ek dink jy slaan die spyker op die kop. Sedert die middel van verlede jaar was dit regtig 'n storie rondom back and claw. Maar November 2025 het ons eie krisis in die gesig gestaar met die eerste uitbreking van African swine fever of varkpes op 'n kommersiële plaas in Gauteng. En ongelukkig het dit uitgekring en waar ons nou staan is dat daar 5 kommersiële varkboerderye beïnvloed is deur hierdie siekte. Anders as back and claw is daar nie 'n enstof vir hierdie siekte op die oomblik nie. En dit is ook 'n siekte wat lei tot omtrent 70% mortaliteit in die kuddes. So dit is regtig 'n groot slag vir enige produsent wat 'n uitbreking daarvan het. So wat is die ekonomiese impak? So op die oomblik is ons konservatiewe beraming dat dit omtrent 130 miljoen rand se skade is vir die industrie. Maar dis die korttermyn storie. Ek dink ons potensiële langertermyn gevolge ook dat van die produsente wat 'n uitbreking gehad het en hulle totale kuddes verloor het, potensieel nie weer sal, verskyn die Engels, restock of repopulate nie. So daar is 'n langertermyn impak, 'n strukturele skuif wat ons verwag as gevolg van die toenemende risiko en dan die slag wat hierdie siekte spesifiek vir hierdie produsente toegedien het. So wat se raad het jy? Ek wil, jy is nou 'n ekonoom. Hoe bestuur mens hierdie risiko? Ja, dit is geensins ekonomiese raad nie. Ek dink die varkindustrie het 'n kultuur van baie goeie biosekuriteit. Maar ek dink die vlak van dieresiektes wat ons nou in die gesig staar of die risiko daarin verbonde wat ons in die gesig staar, vereis dat ons al daardie protokolle en inisiatiewe moet heroorweeg en verskerp. En ek dink dit is regtig 'n geval van dit is in elkeen se eie belang om wat in sy kontrole is te beveilig. En dan dink ek het ons 'n bietjie nodig om in die lewende hawe bedryf in Suid-Afrika 'n kopskuif te maak in terme van biosekuriteit. Dit moet nie 'n kompeterende voordeel wees nie, dit is 'n strategiese bate vir die industrie. So jy moet dink, hoe kan jy jouself beskerm, maar hoe kan jou aksies ook seker maak dat jy die weier bedryf beskerm om seker te maak ons bekamp
hierdie siektes wat toenemend versprei. En ek dink dis waar produsenteorganisasies 'n kritiese rol speel, is om daai koördinering te doen en die bewusmaking te skep, en prakties dan ook om te help om hierdie protokolle in plek te sit, sodat produsente dit kan uitrol. En dan het ons aan die ander kant nou die verbruiker, en ons het varkvleispryse, ons het juist dit in die nuus gehad die afgelope tyd oor pryse wat heelwat gestyg het die afgelope paar maande, gesels met ons daaroor. Ja, so ongelukkig dink ek is hoër vleispryse aan die orde van die dag. Varkpryse het onlangs die varkpryse wat ons moniteer deur R40 per kilogram gebreek, wat hoog is vir varkvleispryse. Maar ek dink gegee die groter vleiskompleks is dit nog baie bekostigbaar en waarde vir geld. Ek dink wat ook belangrik is om te noem is varkpes en back and claw is nie skadelik vir mense nie, en gegeewe die regulatoriese raamwerk, die vleisveiligheidswetgewing, die oorsig wat daarmee saamgaan, is die vleis wat in waardeketings ingaan gevry word van besmette vleis. So verbruikers kan met 'n geruste hart 'n varkchoppie op die vuur sit. Jy kry waarde vir geld en jy weet is veilig. Ek wil graag onderstreep wat jy nou laaste gesê het, dit wat in ons kettingwinkels beskikbaar is. Jy moenie net vleis op enige plek gaan koop nie. Dis seker hiervan 100%. toepassing. Ja. Nou ja. Dr. Marlene Lou van SAPO wat vandag by ons aangesluit het.